Goeiemôre vriende, baie welkom weer vanoggend hier in die Vader se huis. Hoe geseënd is ons nie om net te kan opstaan en na Vader se woning toe te kan gaan. En ja, julle, ons gaan nie net woning toe nie, ons gaan nie net na sy woning toe om te gaan om gesien te kan word nie. Nee, ons gaan, want Vader het 'n spesiale woord vir ons elkeen vandag. Ek lees graag vir ons voor Galasiërs 5 vanaf vers 16. Onthou laasweek het ek vir julle vertel van die Heilige Gees, wanneer die Heilige Gees by julle kom woon, dan kom hy kom ons nie leë hande daaraan nie. Hy kom met geskenke daaraan. Ja, en ek het ons gesê vandag gaan ek julle 'n bietjie vertel van daardie geskenke wat die Heilige Gees saambring. So ek lees vir ons voor Galasiërs 5 vanaf vers 16. Maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, troonigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, rasery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. En nou kom daardie geskenke wat ek van gepraat het. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie, maar die wat in Christus behoort, het die vlees met sy hartsogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Dat ons nie word soekers van ydelle eer, wat mekaar uittart en mekaar beny. Kom ons sluit die oë. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahwe, Here ons God, Vader, baie dankie dat U ons weer wakker gemaak het vanoggend. Dankie Here dat U ons net wakker gemaak het, maar so saad in ons hart geplant het om na U woning toe te kan kom, om te kom hoor, Vader, wat U vir ons wil sê, om by U te kom leer, om te kom stil sit en regtig net te kan ervaar hoe U Heilige Gees in ons werk. Vader, dankie dat ons vandag kan praat oor die geskenke van die Heilige Gees wat hy vir ons elke een bring. Here, help ons om met 'n oop hart hierna te luister. Here, laat ons die wêreld een kant toe stoot en laat ons absoluut net op U gefokus sal wees. En Vader, laat ons elkeen anders hier uitstap as ons ingestap het. Want my God, aan U kom die eer toe, die heerlikheid, die lof tot in alle ewigheid. Loof en prys U daarvoor in die grootste naam wat ek het. Dis Yeshua Messia. Ons dankie daarvoor, my God. Amen. Vriende, ja, die teksvers van die gedeelte wat ek nou vir ons gelees het, is Galasiërs 5 vers 22. Dit is nou die geskenke van die Heilige Gees, né? Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedhartigheid, trou, sagmoedigheid en selfbeheersing. Julle gesien die deel wat ek gelees het, wat Paulus vir ons sê, wat ons van moet wegbly, is ons daardie dinge van die vlees. Het julle nou gesien, hoeveel dinge van die vlees is daar, wat ons vanaf weg moet bly? Het is opgeteken in vers 19, 20, 21. Jo, 3 verse van wat hy ons teen waarsku. Ek meen as ek vinnig daar moet tel, die vlees openbaar oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid,
tronigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, en dan is daar nog dergelike dinge waarby. So ons trek by 17. 17 dinge wat Paulus ons kom teen waarsku. Ja mense, ek dink as hy so baie van daardie goed opgeteken het, is dit regtig iets wat ons regtig in ag moet neem. Ons moet regtig daarop op fokus. Want ek meen dit sal ons nie vernietig God se woord staan nie, sal dit? En dan kom die geskenke van die Heilige Gees, die vrug van die Gees. En ek dink ons sit daar met 2, 3, 5, 6, 7, 9. Halfte van die dinge van die vlees. Net halfte. So, maar nou sal ons gedink het, maar weet jy, moet die Gees nie meer kry nie, en die vlees minder nie. En hier is dit actually omgedraai. Hier kry die Gees minder, maar die vlees meer. Ek wonder hoekom. Ons gaan daarby uitkom. Vriende, ja, op 'n dag het 'n oupa in sy tuin gewerk, en sy kleinkind kom daar by hom aan. En die twee gesels so, die oupa werk en spit. En hy vra vir sy oupa, ja seun, oupa, hoe weet jy watter een van hierdie bome het goeie vrug? Die oupa glimlag en sê, of althans, hoekom is die boom goed? Hoe weet jy of die boom goed is? Die oupa glimlag en hy sê, weet jy kyk na sy vrug. 'n Goeie boom dra goeie vrugte. So is dit mos met ons lewens ook. Die vrug wat ons dra, dit mos verteenwoordig die Heilige Gees. As jy goeie vrug voortbring, dan bring jy ons Christus voor. Maar as jy daar 'n ander 19 punte kyk, 17, vir wie bring jy dan voor? Daar is maar baie. Vir wie bring jy dan voor? Vir wie wys jy vir die wêreld wie's jy? Sien mense, die wêreld hou daarvan om mense te lees. Hulle wil nie hoor hoe goed is jy nie. Hulle wil nie hoor dat jou mond uit hoor. Hulle wil hoor met hulle oë mos. Hulle kyk wat jy doen. Net soos 'n kind kyk, as 'n kind groot word, hy hou mos fyn dop wat sy pa doen. Sê wat sy pa se 'n mechanic. Dan gaan hy ook ons nou speel met tools en karretjies probeer regmaak. Hy gaan ons kyk wat sy pa doen. Net so is dit ook met die wêreld. Hulle kyk wat 'n Christen doen. Kyk wat doen daardie Christen nou weer. Hulle is dit seker maar okay om dronk te wees. Kyk hoe hy Christen nou weer. Ek loop en jok. As dit seker maar okay om te jok. Waar die Bybel ons so daarteen waarsku. En weet julle vriende, die Bybel waarsku ons regtig. Ons sal nie God se koninkryk beerwe nie. Punt. Daar's nie 'n komma nie, daar's 'n punt. So dit is 'n stelling wat gemaak word. Maar vriende, ja, dis die waarskuwing. Maar dan kom die Heilige Gees in sy goedheid. En hy kom bly mos by ons. Ons het mos nou ons harte oopgemaak. Ons het gesê, yes, Heilige Gees kom, vul ons. Natuurlik, soos baie mense nuuskierig is, okay, wat se presente kry ek nou, wat se geskenke? Weet julle vriende, dit is nie geskenke wat jy met die hand kan vat nie. Dit is iets wat jy kan proe nie, dit is iets wat jy kan ruik nie. Maar jy kan dit wel voel. Jy voel dit nie so met jou hande nie. Maar jy voel dit hier binne. Jy voel dit hier binne. Jy sien, die vrug van die Gees is 'n eenheid. Die Bybel praat van die vrug van die Gees, nie die vrugte. Sien julle? So hierdie al daardie goeders, die liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid. Dit is alles een vrug. Dis nie 'n verskillende, okay, jy het net liefde, okay, jy het net vrede, okay, jy het net selfbeheersing. Nee, dis een eenheid. Dit groei alles saam. Maar jy sien, vriende, jy kan nie die een kies en die ander los nie. Jy kan nie net kies om in vrede te lewe, maar jy het nie mense lief nie. Hoe gaan jy dit regkry? Ek meen, as jy in vrede wil lewe, moet jy seker liefde ook betoon. Vriendelikheid. Jy kan nie net kies om vriendelik te wees nie. Weereens gaan ek nou deurkom op, as jy nie lief het nie, hoe gaan jy vriendelik wees? En as jy vriendelik is, hoe gaan jy nie lief wees? So jy kan nie die een kies en die ander een los nie.
Jy sien, jy kan dit stel soos 'n drywe wingerdstok of 'n drywe prieël. Onthou hulle almal is daar in een tros. Jy kry nie mos nie net die stangel met een dryfie en dit is dit. Alles is een. En daar is die vrug van die Heilige Gees op een. Dis sien vriende, hierdie vrug is die natuurlike gevolg van 'n lewe wat in Christus gewortel is en deur die Gees gelei word. Hy kom trek by jou in. Hy bring al daai goed saam. Maar weet jy, hy bring 'n klein tassie. Hy bring ons nie groot tassie. Want ek weet hy kan nie met die hele vrugteboord daar in jou hart ewe skielik net intrek nie. Hy bring die saadjie. Hy bring net 'n saadjie. En dit is vir ons om daardie saadjie te laat groei. Ons moet kies om daardie saadjie te laat groei. Ons moet daardie saadjie voed. Ons moet die grond besmet. Ons moet hom water gee. En dan hoe kry ons dit reg? Hoe kry ons dit reg dat daai saadjie groei? En onthou, dit is soos 'n boer ook. As jy 'n saadjie nou plant, jy gooi hom nou nat. Jy gaan nou 'n halfuur terugkom met kom kyk of dit sal groei. Hy moet mos eers ontkiem. Hy moet mos eers deur al die fases gaan. Hy moet 'n tyd lank onder die grond bly. Dan begin hy mos eers vrug skiet. Dan begin hy eers bome word. Dan begin hy eers sy takke sprei. Presies so met die vrug van die Gees. Hy kom en hy plant daai saadjie in jou hart. Jy moet hom voed. Jy voed hom deur om jou Bybel te lees. Jy voed hom deur om te bid. Jy voed hom deur in 'n gemeenskap van gelowiges saam te wees. Jy voed hom deur om jou absoluut heeltemal oor te gee aan die Heilige Gees. Sy leiding en sy waarheid. Maar julle weet julle vriende, dit is so kosbaar, so merkwaardig. As jy met hierdie vrug van die Gees in jou loop, hulle maak so 'n groot ophief. Nou wonder ek of ons almal weet hoekom staan liefde eerste? Weet julle? Hoekom is dit nie gedraai en gesê eers vrede, blydskap, lankmoedigheid, liefde, vriendelikheid. Hoekom is liefde nie sommer daar in die middel ingegooi of iets en daai? Hoekom moet liefde eerste staan? Dis nie vriende, wie was eers op aarde? Nog voor die aarde. Wie is nog van altyd af? God. En as God nie liefde nie, hy openbaar ons, God is liefde. Juig ons harte. En die seën wat ons uitspreek, sê ons ook, God se liefde by julle almal wees. God is liefde. God is ons nommer 1. Dis hoekom daardie liefde eerste plek inneem. Want sonder liefde is ons niks. Liefde is die grondslag van ons geloof, van ons wese, van ons loop. Ek meen, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het. Sien, so lief. Maak dit vir julle sin? Ons lees in 1 Korintiërs 13 vers 2. En al het ek die gawe van profesie, maar het geen liefde nie, dan is ek niks. Dit staan daar nie ook in die woord van geloof, hoop en liefde? Liefde is die belangrikste een. Dis hoekom liefde daar vooraan staan. Vriende, jy kan vir jouself dink, hoe gaan jy bly wees as jy nie lief is nie? Hoe gaan jy lankmoedig wees as jy nie lief is nie? Hoe gaan jy goedheid betoon as jy nie lief is nie? Dit gaan regtig moeilik wees. Hoe gaan jy sagmoedigheid betoon as jy nie liefde het nie? Vriende, die Heilige Gees is liefde ook. Want hy is ons God, die enig. En as hy kom met daai geskenke, mens, en dit begin groei, kan die wêreld maar om jou vergaan, glo vir my. Maar God se liefde sal bly staan. Jy sal bly staan. Jy sal in daardie vrede en daardie vreugde loop, kom wat wil. Niks sal jou onderkry nie. Dis sien vriende, hierdie liefde is nie net emosie nie, maar dit is ook 'n opofferende, onselfsugtige liefde vir Christus. Dan wil jy mos alles uitdeel. Jy het mos lief as jy mos sien iemand sukkel,
Jy ken nie eers daardie persoon, maar jy sien hulle sukkel. Dan help jy mos. Jy gaan help, jy gaan net jou pad uitgaan. Dit is liefde. As jy ander mense, as hulle jou leed aangedoen het, jy vergewe hulle. Dis liefde. Die liefde in ons harte wat God uitstort, is nie die liefde wat die wêreld gee nie. Die wêreld gee ons liefde vir besittings. Jesus, hierdie mooi kar, mooi rok, mooi huis. Wat gaan dit so baat? Waar gaan daai goed heen? Jy moet daai huis van jou elke 15 jaar oorverf. Jy moet daai kar van jou verkoop, jy seker wanneer die bande glad is. Dis wat my pappa altyd gemaak het. Verstaan julle, so, hoe kan jy lief wees vir daai ding? Hoe kan jy lief wees vir daai aardse ding? Maar die liefde van God is vir ewig. God is vir ewig. God is liefde. En God is ons Vader. En dan het ons ook ons daai liefde in ons alreeds. Maar weer eens, dit hang van ons elkeen af. Of ons daai liefde gaan voed, of gaan ons die liefde van die wêreld voed. God gaan jou nie forceer nie. Dis 'n keuse wat ons elkeen moet maak. Jy sien vriende, wanneer liefde in ons heers, word ons verhoudings, ons woorde en ons dade getuienis van wie Christus is. Ek meen as ons kyk hoe Jesus sy bediening op aarde gedoen het. Ons so beledig, geskel, gevloek, uitgelag, verraai. Ons weet almal hoe wat hy deurgemaak. Maar nog steeds daar aan daardie kruis hy liefde betoon teen almal. Hy gesê, Vader, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen. Liefde, is dit nie liefde nie? Vriende, dan dis nie die vrug van die Gees bring innerlike vrede en vreugde. Met liefde bo-aan. Die Gees bring blydskap en vrede wat nie afhanklik is van omstandighede. Ons is bekend met daardie gesê, met dit ook, as ek net 'n beter werk kan kry, as ek net meer geld kan kry, gaan ek ook blyer wees. Nou, hoef ek nie so te stres oor die of daai nie. As ek net verplasing kan kry, as ek net dit, as ek net daai. Dit is aardsgoed, weer eens aardsgoed. En as die Here, as die Heilige Gees ons in jou leef, dan is ons vergenoegd. Dan is jy tevrede met wat jy het. Jy kom uit met wat jy het. Die Here lei jou. Hy sorg vir jou. Hy sê dat hy beloof dit mos in sy woord, hy sal vir jou sorg. Johannes 14 vers 27 sê vir ons, sê Jesus vir ons uitdruklik, vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Wow, wat 'n geskenk is dit nie van die Here Jesus af nie. Here Jesus gee vir ons vrede. Wat gaan jy maak met Johannes so gevou staan en dit vat? Gaan jy rug op 'n draai sê nee, dalk 'n bietjie later. Nee, ek wil dit nou nie. Nee, ek kan dit nou dra nie. Wel, Here gee vir my 'n dubbeldose van dit asseblief. Dis sien vriende, hierdie blydskap is 'n innerlike vreugde wat kom van God se teenwoordigheid in jou hart. Kom, wat wil, maak nie saak nie. Ek meen, ons almal natuurlik weet van die oorlog aan Iran, Israel, wat aan die gang is. Maar hoekom moet dit jou pla? Hoekom moet dit jou pla? Die Bybel sê dan, die wêreld gaan op 'n einde kom. Hou jou oë op my. Nie daar bekommerd wees nie. Niks met jou uit te wy. Liewerd, ek het jou met vrede gegee. Wees kalm. Doen net wat ek vir jou vra om te doen. Hou my vas. Glo in my. Hoe moeilik is dit? Dis sien vriende, vrede beteken nie die afwesigheid van konflik nie, maar die teenwoordigheid van God se rus in ons harte. En konflik gaan kom, natuurlik, maar hoe gaan ons daai konflik hanteer? Ek weet ons almal dra, baie van hulle mense dra ons daai armbandjies wat sê, wat moet Jesus doen? Nou ja, wat sou Jesus gedoen as die konflik kom? Gaan dit jou bou, gaan dit jou afbreek? Kan jy rustig raak en sê, Here, lei my hierdeur. Lei U my hierdeur. U ken die antwoord, ek ken nie die antwoord nie, U ken die antwoord.
En vriende, ek beloof jou, Vader sal ons nie alleen laat nie. Dis in die wêreld soek vrede buite, maar die Gees gee vir ons vrede binne. Vrede wat staande bly. Hou, kan nie vergaan nie. Hy kan nie. En die vrug van die Gees vorm ook ons karakter. Ons almal weet soos lankmoedigheid, vriendelikheid, goedhartigheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Is dit nie die eienskappe van jou karakter nie? Is dit nie die tipe persoon wat jy voorgee om te wees nie, of veronderstel is om te wees nie? Jy sien, hierdie vorm ons karakter. Hierdie wys vir die wêreld wie ons is. As jy nie vriendelikheid het nie, haal jy mos nou een van daardie vrug van die Gees uitgehaal. Sien julle vriende, hoe belangrik is dit, hoe kom alles by mekaar in daai vrug van die Gees? Jy kan nie die een uitlaat en die ander een inlaat nie. Alles werk saam. Soos daardie Heilige Gees, hy kom ons een. Hy's een. Nie bietjie, hy kom nie net as vriendelikheid nie. Hy kom nie net as liefde nie. Hy kom nie net as sagmoedigheid nie. Hy kom as alles. Alles. Dis is hoekom ons nie een kan los en die ander een kan vat nie. Ons werk aan alles mos. Weereens, as ons nie daardie liefde het nie, soos ek nou gesê het, hoe gaan jy lankmoedigheid betoon? Hoe gaan jy goedhartigheid betoon? Jy gaan dit mos seker regkry. Dis nie vriendelikheid en goedhartigheid wys in ons optrede teenoor ander. Dit is die Gees se gesagheid in ons. Jy het meer geduld met ander. Jy luister graag. Niks is vir jou te veel moeite nie. Jy gaan uit jou pad uit om mense te help. Jy gaan uit jou pad uit om mense gelukkig te maak. Is dit nie sagmoedigheid nie? Is dit nie vriendelikheid nie? Is dit nie nederigheid nie? Is dit nie Jesus hande en voete nie? Is dit nie wat Jesus van ons vra nie? So watter karaktereienskappe toon jy goed? Toon jy net een? Toon jy twee? Of almal? Laat die een kort nog werk. Laat die een voel het of jy terughou. Dis nie selfbeheersing is vermoë om deur emosies en begeertes beheer te word. Kry jy vinnig as hier iemand voor die stop of indraai of in die winkelsentrum voor jou indruk, ry jy met daai trollie op hulle hakke of beheer jy jouself? Sê ag, kom maar, dis net veilig. Wat doen jy? Die vriende, jy kan nie een kies en die ander nie. Dis 'n package deal. Selfs soos jou selfoonkontrak. Jy kry ligtyd en jy kry data. Jy kan nie een kies. Jy moet albei vat. So is die vrug van die Gees, nie vrugte van die Gees nie. Dis vriende, die vrug van die Gees is die bewys van ware geestelike volwassenheid. Ware geestelike groei word nie gemeet aan hoeveel jy weet nie, maar aan hoeveel, hoor mooi wat ek sê, hoeveel jy liefhet. Liefhet. Jesus sê vir ons in Matteus 7 vers 16, aan hulle vrugte sal hulle julle ken. So wat se vrug gaan jy dra? Die ene gaan vir jou bo uitstaan. Jy sien vriende, die teenwoordigheid van die Gees in jou lewe sal sigbaar wees in hoe jy leef, praat en liefhet. Hoe jou gedrag. Hoe gaan jy wees? Die vrug van die Gees is nie net vir geestelike leiers nie. Dit is vir elke gelowige. Elke een wat homself noem 'n kind van die Here. Ek het Jesus as my verlosser. En as Jesus dit gehad het, wil ek dit ook hê. En dan kan jy dit kry. Niet. Dit is daardie geskenke van die Heilige Gees. Hierdie vrug is nie net prestasie nie. Dit is 'n reaksie op God se teenwoordigheid in jou lewe. En weet julle, ons loop ons nie met 'n brek daaroor.
Jesus, ek het nou so goed gedoen vir daai ook, nou so goed gedoen vir daai nie. Want dan wil jy mos nou weer hê, die wêreld moet dit weet. Jy verkondig mos dit aan jou wêreld, hoor kyk hoe goed het ek hier gedoen, kyk hoe goed het ek daar gedoen. Nee. God sien ons wat ons doen. Hy sal ons beloof. Ons maak ons skatte bymekaar in die hemel, nie op die aarde nie. Alles tot ere verheerliking van sy naam. En vriende, geestelike volwassenheid beteken om meer en meer soos Jesus te word. Minder soos die wêreld. Sodat daardie gees, of daardie vrug van die gees absoluut sal wortel skiet, vrug dra, sodat ons ook daardie vrug gaan uitdeel vir die mense om ons. Vriende, die vrug van die gees is nie net iets wat ons self kan produseer nie. Dit is 'n resultaat van 'n lewe wat oorgegee is aan God. Dit is 'n geskenk vir jou, vir my. Geniet. En jy sê ja, dankie. Of jy sê nee, ek wag nog 'n bietjie. Ek wag eens dat my skip inkom. En as hy skip al gesink het 'n paar jaar terug, hoe gaan jy hom kry? Jy kan dit eintlik so sê, ons almal se skip het al ingekom. Jesus Christus het ons klaar aan die kruis gesterf. Is dit nie ons skip nie? Is dit nie wat vir ons die ewige lewe gee nie? Het hy nie ons sondes klaar omgedra nie? Het hy nie al ons pakslaag gevat nie? Dan het jou skip ons ingekom. Dis vrygekoop. Duur betaal. Duur. Maar wat 'n ander skip wil jy wag? Hy is mos alles. Hy het dit reeds gedoen. Vriende, my wens en my gebed is, mag ons elke dag kies om in die gees te leef, sodat ons lewens vrugbaar en vol van God se teenwoordigheid kan wees. Dat ons die lig gaan laat skyn in daardie donker wêreld. Dat ons daardie omgee toon aan die wat dit nodig het. Dat ons hom loof, dat ons hom prys, dat ons hom gehoorsaam wees. Dit wat ons doen, wat ons sê, en hoe ons optree, ons lig te kan skyn. Almal wat God se goeie werk in ons kan sien, hom verheerlik, prys en hom eer. Tot in alle ewigheid. Amen. Vriende, met dit gesê, gaan ons nou oor na die nagmaalfees, wat ons kosbare Here Jesus vir ons gedoen het. Ek lees vir ons voor, die aand voordat hy gesterf het, voordat hy die skip geword het, wat almal voor gewag het. Ek lees vir ons Johannes 6 vers 53 en Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle self nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet, ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het. Nie soos julle vaders van die manna geëet en gesterwe het nie. Wie hierdie brood eet, sal tot in alle ewigheid lewe. Vriende, om nou die volle seën van die nagmaal te kan ontvang, is dit nodig dat ons elkeen hom in die teenwoordigheid van die Here ondersoek, voor hy van die brood eet en uit die beker drink, sodat hy nie 'n oordeel oor homself bring. Ons lees in 1 Korintiërs 11 vers 27, wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef, en so van die brood eet en uit die beker drink,
Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Vriende, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is, tot 'n volkome versoening van ons sondes. In 1 Korintiërs 11 vers 24 sê die woord, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van die Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaroor en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. 1 Korintiërs 11 vers 25 lees ons, net so ook die beker na die ete met hierdie woorde. Die beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Maar so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here tot hy kom. Vriende, neem die brood en die beker en deel nou saam met my in hierdie genadefees van ons Here Jesus Christus. En ons herinner onsself, hy is op pad terug. Hy gaan ons kom haal. Hy sal ons nie alleen los, want hy dit beloof. Kom ons neem, eet, ter nagedagtenis wat hy vir ons gedoen het. Net so ook sy bloed vir ons gegiet is. O almagtige, koning van alle konings, Jahweh, Here ons God. Vader, baie dankie weer eens vir hierdie geleentheid wat ons gehad het om u woord te kan hoor. Ja, Here, en net te kan beleef iets uit u liefde uit weer. Here, dankie dat u ons aangeraak het, dankie dat u ons hierna toe gebring het, dankie dat ons hierna kan luister. Vader, versterk ons so, dat ons die vrug van die Gees nie skade sal doen, maar dit sal groei en groei en groei, soos dit u behaag. Vader, dankie dat u vir ons al hierdie dinge gegee het, al hierdie dinge moontlik gemaak. Dankie, Here Jesus, dat u die groot prys vir ons betaal het. Dankie dat ons daardeur ewige lewe kan ingaan saam met u waar u is. Dankie vir al die beloftes, dankie vir die goedheid, dankie vir die guns. Vra Here, wees saam met ons die week wat voorlê. Vader, en bring ons weer almal volgende week veilig met u woning by mekaar. Here, want aan u behoort die koninkryk, die heerlikheid, die krag en die mag, alle ewigheid. Amen. Vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Shalom.